Goeienaand. Ons kyk vanaand na Abraham en spesifiek uit Genesis 18 waar hy dan ook voorbereiding doen vir Sodom en Gomorra. Ons gedeelte is Genesis 18 hier vanaf vers 16. Ek gaan net die eerste 2-3 verse lees. Daar staan: Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham 'n entjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom. En toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen. En dan sê vers 20, toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het, gehandel het of nie. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. En Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Gemeente, as 'n mens na vanaand se gedeelte kyk, gaan dit eintlik oor voorbereiding as deel van die lewe van gelowige. As 'n mens dink oor voorbereiding, dan dink mense baie keer, maar dis iets wat vroom is aan sekere mense. En tog is dit die wesenlike van elkeen se geloof, naamlik dat ons glo dat dit deel van ons priestelike taak is as gelowiges, om juis in te tree vir die wêreld, om juis ook mense se nood en behoeftes aan God bekend te maak. Die gedeelte wat ons gelees het vanaand volg natuurlik op die besoek van die 3 mense aan Abraham en Sara. Hulle het vir Abraham ook meegedeel dat Sara oor 'n jaar van nou af 'n kind in die wêreld sal bring. En hoe Abraham dan in hierdie gedeelte eintlik God as die God van wonders leer ken. Dat hy dit moontlik maak dat iemand wat eintlik al oor sy leeftyd is, die voorreg het om kinders te kan hê. En dis juist dan wanneer hierdie besoekers wegstap en hulle kyk in die rigting van Sodom, dat Abraham eintlik gedwing word om te kyk na Sodom en Gomorra. Op 'n manier kan 'n mens sê, maar dit is 'n toets wat God ook hier vir Abraham kom gee. Die vraag natuurlik is hoekom het God dit nodig gehad om vir Abraham te sê dit wat met Sodom en Gomorra gaan gebeur? God is tog soewerein, hy het tog reg in eie hand, hy kon eintlik maar net self opgetree teenoor Sodom. En tog maak hy dit aan Abraham bekend. Nou, ek dink daar's 2 redes wat vir ons hier belangrik is. Die een is natuurlik om vir Abraham wat ook in 'n verbondsverhouding met God leef te laat verstaan dat gehoorsaamheid is ook deel is van die geloofsverhouding ook met die Here. Dat terwyl God 'n God van genade is hy ook 'n God wat oordeel oor sonde en daarom vra hy ook 'n lewe van gehoorsaamheid. En as hy dan deur sy optrede teen Sodom en Gomorra vir Abraham eintlik wil kom herinner om te sê, onthou, wanneer jy in 'n verbondsverhouding met my leef, wanneer jy leef vanuit hierdie nabye verhouding tussen my en jou, dan beteken dit dat ek ook in hierdie verbond sal bly en leef, dat ek dan ook die Here sal eer, die Here sal gehoorsaam en eintlik ook die Here se wil sal soek ook in my lewe. En word dit eintlik 'n oproep na Abraham toe ook om te sê, maar God vra gehoorsaamheid ook van sy kinders. Die tweede is natuurlik belangrik en dit is dat die Here ook vir Abraham wil kom leer dat hy nie geïsoleerd leef nie. Maar om deel te wees van 'n verbondsgemeenskap beteken dan ook dat ons glo en verstaan dat die Here ons gebruik om tot seën te wees ook vir ander, want dit was ook Abraham se roepingsverhaal, nê, wanneer die Here hom roep en die Here vir hom sê dat hy vir hom gaan seën met 'n nageslag en groot grondgebied, dan sê hy ook vir Abraham, en ek sal vir jou tot seën maak ook vir ander. En daarom is dit dat Abraham ook die heeltyd ontdek ook vanuit die verbond dat sy lewe en sy optrede van so aard is dat hy juis ook die gemeenskap moet beïnvloed ook deur sy geloof. En daarom wanneer hy Sodom raak sien, wanneer hy die nood in 'n lewe raak sien ons hoe Abraham dan as priester optree en hoe hy dan pleit vir hierdie dorp en stad
met die hoop dat die Here dan ook van plan sal verander. En dit is interessant dat hoe hy reageer op hierdie oordeeluitspraak van die Here. Aan die een kant kon hy sy hande gevou het en gesê het, dit is julle verdiende loon, julle verdien dit. Aan die ander kant kon hy ook gebid het vir die bewaring van Lot se lewe, dis ten minste familie. Maar hy doen die teenoorgestelde, hy kom pleit vir die stad. En elke keer wanneer hy vir die stad pleit en hy met die Here onderhandel dat miskien gaan God van plan verander, dan bid hy dat die Here die stad sal red ter wille van die regverdiges. Eers 50 en dan eindig hy by 10. En die interessante is dat hy deur hierdie gebed nie die kerk se roeping wegvat nie, maar dat hy dan besef, al bly daar net 10 regverdiges oor in daardie stad, dat daardie 10 tot seën sal wees vir daardie stad, en dat deur hulle lewe en deur hulle bediening, die res van die stad dan ook die Here kan leer ken. Ons kan eintlik sê dat ons vanaand bid en sê, Here, red hierdie dorp, ter wille van die gelowiges wat in hierdie dorp bly, en dat die gelowiges dan die verantwoordelikheid opneem deur te sê, maar ons is daar om tot seën te wees vir ander. En ons voorbidding en ons intree vir die dorp voor die Here is eintlik dan hierdie priesterlike roeping wat ons as Christene het om te sê, ons is daar om te offer, ons is daar om in te tree, ons is daar om die nood van die wêreld ook by God te verwoord. Die wonderlike van hierdie gedeelte is sodat die Here dit toestaan. Alhoewel hy elke keer vir die Here sê, sal u nog steeds die stad vernietig as daar 50 is, of 45 is, of 30 is, beteken dat die oordeel eintlik by God lê, maar hoe dat die Here van plan verander. En hoe ons eintlik daardeur ontdek dat die Here ook die gebede van sy kinders seën, dat die Here ook van plan verander, nie dat hy 'n fout gemaak het nie, maar dat hy ook van plan kan verander wanneer sy kinders dan ook pleit vir 'n gemeenskap en vir die werk van die Here ook in daardie dorp. So Abraham leer vanaand vir ons om te sê, ons bid vir Hamlet, ons tree in vir die stikkindheid en die gebrokenheid van hierdie samelewing, maar daarmee saam sê ons nie net, Here, dit is u werk nie. Ons kom sê eintlik, Here, gee vir ons die geleentheid om weer oor te begin, om ons roeping dan ook te kan leef tot seën ook van ander. Kom ons bid saam. Here, mag u vir ons gebruik en mag u ons seën tot u eer alleen. Amen.